Het dit al met jou gebeur dat jy oorweldig voel? Oorweldig deur al die sogenaamde eindtydkenners, profete wat allerlei bangmaak stories vir jou vertel. Hoe maak 'n mens verantwoordelik sin van die einde? Jesus se wederkoms, die opstanding uit die dood en die ewige lewe. Ek wil jou nooi om saam met ons te reis die volgende 5 weke, waarin ons saam met mekaar gaan kyk, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik uit te lê, eerder as om ons eie betekenis in die Bybel op grond van hedendaagse gebeure in te lees en dan verward gelaat te word. Kom ons leer saam met mekaar, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik te lees, uit te lê en op so 'n manier verantwoordelik sin te maak van God se woord en wat ons leer oor die einde, hoe ons gereed kan wees vir Jesus se koms en saam met hom kan deel in die ewige lewe. Ek sien uit om saam met jou te reis die volgende 5 weke. Vriende, hartlik welkom. Ons lees vanoggend saam uit Openbaring. Jy is welkom om jou Bybel oop te maak by Openbaring hoofstuk 1. Wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. En Johannes is die getuie van wat God gesê het en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem, wat daar geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was, wat kom en van die 7 geeste voor sy troon. En van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van hom sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader, aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here, God, hy wat was, hy wat is en hy wat kom, die Almagtige. Jesus se verskyning aan Johannes. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons medeverbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek voorheen verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en het ek agter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ons lees vanoggend net tot sover uit Openbaring. So, wanneer jy in Openbaring dink, is dit of 'n boek wat jou baie interesseer en jy sê, maar ek wil meer weet, of is iets wat jou bang maak en sê, ek wil dit liewers toemaak. Ongeag waar jy vanoggend tussen hierdie 2 uiterstes jouself bevind, wil ek vanoggend saam met jou deur Openbaring blaai en hierin vir jou wys dat Openbaring nie iets is wat los staan van die res van die boodskap van die Bybel nie, maar dieselfde boodskap wel op 'n ander manier vir ons kom vertel. So, wanneer ons vir mekaar sê dat ons gebruik dikwels die begrip eindtyd. Ons het vanoggend in ons teksgedeelte ook die begrip eindtyd gehoor.
dan het ons nodig om vir mekaar te vra, so, maar wat beteken die begrip eindtyd dan? Nou, die Bybelse verstaan van die begrip eindtyd is die tyd tussen Jesus se eerste en tussen sy tweede koms. Die volle periode wat hierdie periode oorspan, dit is die eindtyd in verantwoordelike Bybelse terme. So wees versigtig vir daardie sogenaamde eindtydkenners, wat net 'n klein stukkie van hierdie tyd as die eindtyd wil afbaken. Want die Bybelse verstaan is dat die eindtyd die hele tydperk sal oorspan. Want daar is 'n groot fout wat elke generasie deur die eeue gemaak het. En dit is om te aanvaar dat hulle die laaste generasie sal wees en in die eindtyd slegs hulle generasie sal beskryf. En dat allerlei gebeure dan eksklusief in hulle of miskien in ons tyd moet gebeur. Maar dit is die gevolg van 'n nog groter fout wat ons maak om omstandighede te gebruik en dan ons eie betekenis in die teks in te lees. So ons sien hier gebeur 'n klomp goed in die wêreld. Dan vat ons dit en dan blaai ons deur ons Bybel. Dan soek ons na 'n klomp bewystekste en dan sê ons heel dikwels vir mekaar, my Bybel sê. En wanneer dit gebeur, dan is ons besig op 'n dwaalspoor te volg wat betref die getroue lees van die Bybel. Beter plan sou wees om die sogenaamde eindtydkenners dan op sy te skuif en by die Bybel self te begin. Dit sê maar, kom ons verklaar dit binne die konteks en agtergrond en kom ons vra vir mekaar, maar wat sou hierdie woorde dan beteken het vir die eerste ontvangers binne in hulle situasie en dan, as ons dit weet, dan kan ons dit neem en toepas en sê, met dit in ag genome, wat sê hierdie teks vir my en jou as 'n medegelowige byna 2000 jaar later. So, wanneer ons oor Openbaring praat, dan toets ons dit aan dieselfde kriteria as wat ons sou gebruik om enige ander geskrif in die Nuwe Testament mee te verklaar. Ons vra vir mekaar so, wat is nou eintlik die storie agter die storie hier? Wat is die bedoeling van die skrywer met hierdie teks? En watter tipe literatuursoort is beskryf die beste dit wat hy geskryf het? So, wanneer ons dink aan die storie agter die storie, dan sê ons mekaar dat gelowiges kry swaar. Hulle ervaar verdrukking as gevolg van hulle geloof in Jesus. En hulle ervaar dit onder die groeiende keizerkultus in die jaar 95 na Christus, wat natuurlik betrekking het op keizer Domitianus se regeringstydperk. Onthou, net voor hom was daar 'n keiser gewees, keiser Nero, wat Christene nog meer wreedaardig vervolg het. So nou sien hierdie mense, hier gaan dit alweer. En hulle kry swaar vir hulle geloof. Hulle sê, maar ons glo in Jesus. En nou is hier 'n keiser wat sê, ek moet aan God aanbid word. En hierdie groepie Christene, in die verre minderheid daar in die Romeinse Ryk sê, ons gaan dit nie doen nie. Ons het een Jesus en hy is die Here, hy is die koning, hy is die enigste God en net voor hom buig ons. Die gevolg is, hulle word uitgeskuif uit hulle ander kringe uit en hulle kry swaar terwille van hulle geloof in Jesus. En nou in hierdie tyd is daar iemand met die naam van Johannes. Hy is al reeds besig gewees om die evangelie te verkondig en nou word hy verban na die eiland Patmos toe as straf daarvoor. Maar op die eiland Patmos ontvang hy 'n visioen. En hy hoor, maar hy moet hierdie visioen neerskryf om hierdie gemeente te kan bemoedig en om hulle te help om sin te maak van die situasie waarin hulle verkeer. En daarom sê hy vir hulle, ek Johannes skryf, ek is saam met julle in die koninkryk, saam met julle in die verdrukking, saam met julle in die volharding. Johannes skryf hier vir 7 gemeentes in Klein-Asië wat op hierdie oomblik verdruk word en hy sê vir hulle, ek moet hierdie visioen vir julle skryf, want dit sal julle help om sin te maak van dit wat julle nou ervaar. So, wat is dan die doel van die skrywe? Johannes se bedoeling is vir hulle om die gordyn oop te trek.
Maak ons nie dalk ook dikwels so nie. Wanneer dit met ons sleg gaan, dan fokus ons net daarop in. Ons fokus op die sleg in, en hoe langer ons daarna kyk, hoe slegter word die omstandighede, en hoe swaarder kry ons. En dan het ons nodig om ons ware weer 'n tree terug te gee, om 'n groter prentjie te sien. Dit is wat Johannes besig is om te doen. Die visioen wat hy ontvang, kyk nie slegs net op die aarde en sien die swaar kry hier raak nie, maar die visioen wat hy sien, trek die gordyn oop, sodat hulle as ware nou in die hemel kan inkyk. Wanneer hulle in die hemel kan inkyk, sien hulle nou God op die troon, die lam is daar, en God is regeer, en hy sal die finale sê hê. So, wat is die doel van hierdie skrywe? Die doel van die skrywe is nie om 'n spekulatiewe vooruitskouing vir die toekoms te gee nie, maar om vir hierdie mense, 7 gemeentes in Klein-Asië, teologiese insig te gee, om hulle te help om in 'n huidige situasie sin te kan maak van die verdrukking wat hulle ervaar, sodat hulle kan volhard. Maar, hoe word dit gedoen? Dit word gedoen met 'n tipe literatuursoort wat ons noem apokalipsis. Nou, hoe werk apokalipsis? Dit is 'n storieraamwerk van iemand wat deur die hemelse wese na 'n uitkykpunt geneem word, waar hulle 'n visioen sien oor kosmiese gebeure of die einde, wat hulle help om sin te maak van hul huidige situasie. Nou, apokalipsis werk dan eintlik soos op die beginsel van die profete in die Ou Testament. Jy kry die openbaring van God, en dan moet jy dit oordra. En dan werk dit met simboliek en met geheime getalle. Maar vir die ontvangers hiervan, wat bekend is met die literatuursoort apokalipsis, val hierdie vreemde beelde, taal, getalle of simbole nie so vreemd op hulle ore soos op ons ore as moderne ontvangers van die Bybelteks nie. So, waar kry die skrywer dan hierdie taal? Baie van hierdie taal word ontleen uit die Ou Testament uit. So, wat jy sal weet is, as jy dan die teks van naby bestudeer, dan sien jy maar, van hierdie beelde ken ons. Dit kan teruggevoer word na die Ou Testament toe. Maar die skrywer werk dan met 'n merkwaardige kreatiwiteit om dit dan in te voeg in sy eie vertellingen. So wat gebeur? Jy sien, as jy nou Johannes is, sien jy hierdie oorweldigende beeld in die hemel. Nou moet jy iets wat buite menslike taal is, vertaal na menslike taal toe. Nou, dan gebruik jy mos nou beelde en taal wat die ontvanger sal verstaan. Dan leen jy die Ou Testament uit. Nou, een van die eenvoudigste voorbeelde om dit te illustreer is die woord merk. In die Ou Testament, in Deuteronomium 6, hoor ons dat, daar by die Shema, hoor ons dat jy moet hierdie woorde, moet 'n merkteken wees op jou voorkop of op jou hand, moet jy dit vasbind. Deur die loop van die Bybel hoor ons dat God merk sy mense. Nou kom ons in die Nuwe Testament en ons hoor dat in Openbaring 7 en 14 God het sy mense gemerk. So taal en beelde van die Ou Testament word gebruik om te vertel wat sien Johannes in die hemel afspeel in die visioen. So, jy sien, ek en jy hoef nie Openbaring te vrees nie, want Openbaring vertel dieselfde boodskap as die res van die Bybel, wel op 'n ander manier as meeste ander tekste. Maar kom ons kyk, wat is die kern van die boodskap van Openbaring en hoe kom dit ooreen met die res van die Nuwe Testament se boodskap? Ons hoor dat God is die almagtige God. En hoe weet ons dit? Uit Openbaring 1 vers 8, wat vir ons sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die wat was, wat is en wat kom, die almagtige. So, daar kan ander aardse heersers wees, wat hulle verbeel hulle is God, dink aan Domitianus, en dit vir die gelowiges in Klein-Asië moeilik maak. Miskien in ons tyd is daar net sulke heersers, maar dan kom sê Openbaring vir ons, maar God sal die finale sê, nie hierdie heersers nie, want hy is God die almagtige.
Dan kom herinner Openbaring ons ook aan wie is Jesus. Openbaring kom sê vir ons dat Jesus is die lam of die seun van God. Openbaring 7 vers 10. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van God. Ons God wat op die troon sit, die lam van God. Jy sien, Jesus word hier voorgestel as 'n lam, as die seun van God, die goddelike ridder, die oorlogsheld. Hy word genoem in Openbaring Here, Christus, Messias, woord van God. Dit is alles vir ons tekenend dat Jesus is die een wat oorwin het. So dan vertel Openbaring vir ons ook wie is die Gees. Die Gees word voorgestel as deel van die goddelike drie-eenheid. Openbaring 1 vers 4. Genade en vrede vir julle van hom wat was, wat is, wat kom en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. So nou deurlopend in Openbaring word die Gees voorgestel as die een wat getuig aangaande Jesus se boodskap en daai boodskap oor hom bevestig. Nou dink nou net aan dit wat Jesus gesê het, wat sal die werk wees van die Heilige Gees wat gestuur word. Die Gees sal julle alles leer wat ek julle geleer het en julle herinner daaraan. Die Gees kom binne die visioen van Johannes en dan kom bevestig die Gees dat dit is so wat getuig word. Maar dan vertel Openbaring ook die boodskap van die verlossing deur Jesus. En hierdie verlossing gebeur deur die bloed van Jesus. Openbaring 1 vers 5. Jesus Christus, die heerser oor die konings van die aarde, uit liefde vir ons het hy ons verlos deur die bloed, sy bloed van ons sondes verlos. Openbaring kom en sê vir ons dat verlossing word verbind eksklusief aan die bloed van Jesus. Op grond van daardie bloed kan mense nou hulle klere kom was of self dan skoon gewas word van die skuld wat sonde teweegbring. Dan herinner Openbaring ons ook aan die nuwe mens. Openbaring 3 vers 5 sê, elkeen wat die oorwinning behaal, sal wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. Die nuwe mens is dan iemand wat deur die bloed van God, van Jesus, met God versoen is. En dan deurlopend in Openbaring word mense wat met God versoen is, voorgestel as mense wat gemerk is, wie se name opgeteken is in die boek van die lewe. Hulle stikkende verhouding met God is heel gemaak, want Jesus se bloed het die deur vir hulle na God toe oopgemaak. En hulle het deur geloof hierdie boodskap aanvaar en met hierdie boodskap volhard, ten spyte van die verdrukking wat hulle beleef. Maar Openbaring herinner ons ook aan hoe lyk ons etiek, hoe lyk die nuwe keuses wat ons moet maak. Openbaring 2 vers 19. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie, maar omdat julle lou is, gaan ek julle uit my mond uit uitspoeg. Jy sien, vir Openbaring is daar nie 'n middelgrond nie. Ons wil onsself dikwels oortuig dat daar is 'n middelgrond. Ek kan maar net so amper, so wanneer dit my pas, kan ek maar vir Jesus leef. Maar Openbaring sê nee, jy is warm of jy is koud, jy is in of jy is uit, jy glo of jy verwerp die boodskap van Jesus. En Openbaring sê, maar ek wil naby aan Jesus leef, met alles wat binne in my is, wil ek dan naby aan hom leef, en vanuit my naby verhouding, dit is dan die sentrum waaruit my keuses dan gemaak word, hoe ek onderskei, hoe ek nou sal leef. Openbaring vertel vir ons ook van 'n nuwe prentjie van kerkwees. Openbaring 1 vers 6. En ons sy koninkryk en sien priesters gemaak. Priesters vir God die Vader. En aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Jy sien, God kom maak van my en van jou en van ander gelowiges wat deel is van sy kerk, dan hy maak van ons dan hierdie mense wat deelneem in sy kerk. Openbaring herinner ons dan ware kerkwees, behels dat ek en jy dan die deel het aan die kerkgenootskap, die groter kerk,
God se kerk, sy mense, sy groter volk in die Nuwe Testament, wat die heerskappy van Jesus op aarde kom sigbaar maak. Die kerk bestaan dan uit mense van alle nasies. Die kerk word opgeroep om heilig te wees. Want Jesus is heilig. Openbaring herinner ons ook dat daar is 'n einde aan dit wat in hierdie wêreld gebeur. Jesus kom, maar hy kom weer om te oordeel. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, ek kom met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het, al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Wanneer Jesus weer kom, kom hy om te oordeel. Met Jesus eerste koms het hy gekom om die verlossing te bewerkstellig. Nou, wanneer Jesus weer kom, dan kom hy om te oordeel of mense hierdie boodskap aangeneem het, al dan nie. Dan hoor ons ook, wanneer hy kom, sal alles nuut gemaak word, nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek en jy lewe nie vir altyd in hierdie woning van die wêreld nie. Ons kan nie net op die aardse sekuriteit van hierdie wêreld staat maak nie, maar ons vertroue is in Jesus Christus, ons getroue verlosser. As ek en jy Openbaring reg lees, dan hoef ons dit nie te vrees nie. Dan vertel dit vir my en jou dieselfde boodskap as die res van die Bybel, maar wel op 'n ander manier. Jy sien, Openbaring omtrek vir ons die gordyn oop. 'n Fout waarteen ons moet waak is om Openbaring te lees slegs lineêr van hoofstuk 1 tot hoofstuk 22 as 'n tydlyn wat maar net moet uitspeel. Maar eerder op te merk dat Openbaring in siklusse dieselfde boodskap oor en oor vertel. Met elke siklus van oordeel sien ons wel hoe die oordeel geïntensifiseer word. Maar in Openbaring sien ons dan met die gordyn wat oop is. In sommige tonele is ons in die hemel en in ander op die aarde. Wanneer ons in die hemel inkyk, sien ons daar in die hemel is God se koninkryk ten volle aanwesig. Ons sien sy heiligheid, want ons hoor sy naam word geheilig. En ons hoor maar sy wil geskied hier. Kyk ons af op die aarde, sien ons hier het almal beslis nie deel aan God se koninkryk nie. Hier heilig almal verseker nie sy naam nie. En hier doen almal beslis nie sy wil nie. En dan onthou ons hoe het Jesus ons geleer om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied op die aarde, net soos dit alreeds in die hemel is. Wanneer ons hierdie gebed bid, dan sug ons eintlik en sê, Here Jesus, kom voltooi dit hier op aarde, soos wat ons nou reeds weet, dit in die hemel is. Vir die eerste ontvangers van hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië, maar ook vir ons wat hierdie boek dan lees, sien ons dat God op die troon, onreg swaar kry en seer, sal nie finale sê hier nie. Jesus sal, net soos hulle moet volhard, kan ons ook volhard, wanneer ons ons oog op Jesus hou, die Lam van God, weet God op die troon, die gordyn is oopgetrek, ons sien hom deur ons geloofsoë, en daarom kan ons volhard. Openbaring vertel dan vir my en jou, dat daar gaan 'n bruilof plaasvind, wanneer Jesus weer kom. Ek en jy dink aan die gelykenis van Jesus, van wat hy vertel het, oor die bruilof, met die 10 maagde en hulle lampe. Al 10 het geweet, hy kom weer, maar net 5 se lampe het olie ingehaat. Wanneer ons aan onsself dink, is daar olie in jou lamp? Ek wil jou vanoggend vra, ken jy Jesus werklik? Is jy seker dat jou naam opgeskryf is? Is jy seker dat jy gemerk is as God se kind? Is jy seker dat jou klere gewas is in die bloed van Jesus? En is jy seker dat jy heilig is? Onderweg is met heiligmaking. Jy sien, my vraag vir jou is, wanneer Openbaring vir ons sê, soos die res van die Nuwe Testament, Jesus kom weer, is jy gereed om Jesus persoonlik te ontmoet, van aangesig tot aangesig, omdat jy jou lewe aan hom oorgegee het en nou
vir hom leef? Het jy die boodskap van die evangelie van Jesus Christus al aanvaar, jou sonde bely en gesê, Here, hier is my lewe. Amen.